Groete familie, vriende, julle wat ingeskakel is by die program van Evangelist Nathan Besaidon Ministries. Baie dankie vir julle wat gereeld ingeskakel is op hierdie program. En ek wil hê u moet die boodskap share met iemand. En hierdie boodskap is 'n life-changing boodskap, wat mense se lewens sal radikaal verander. Dus ek hierdie boodskap gehoor het, en die ontmoeting gekry het met die boodskap, het my lewe radikaal verander. En ek is vandag 'n lewendige getuie wat hierdie boodskap gedoen het in my lewe. Dus ek die boodskap aanhoor, en ek vat die geleentheid, en ek reik uit na hierdie woord van God toe, dat die Here my lewe verander. En die boodskap wat ek in my hart dra, in my mond het ek nooit gedink dat die boodskap sou my gebring het tot waar ek vandag is nie. As ek terugkyk in my lewe en sien hoe die boodskap my lewe verander het, waar ek in die lewe was en waar ek vandag is, was dit die boodskap, die woord van die Here, wat my gebring het waar ek is vandag. En altyd sê 'n mens, ons gee erkenning aan mense wat in jou lewe betrokke was, wat jou gehelp het tot waar jy is. Maar vandag gee ek erkenning aan die woord van God. Ek gee erkenning aan Jesus Christus, wat die prys wat op my moes was, die straf wat op my moes was, het hy gekies en hy het die straf op hom geneem. En hy het my 'n nuwe mens gemaak, en hy het aan my 'n nuwe mens gemaak, en ek gee erkenning aan die woord van die Here Jesus Christus. Daarom sal ek bly in die woord, vashou in die woord, en ek sal nie laat enige omstandighede my beweeg nie, want ek het die woord ontmoet, en die woord het my lewe radikaal verander. En daarom wil ek preek vandag oor hierdie onderwerp, 'n baie vinnige boodskap wil ek bedien vandag, sodat iemand anders vinnig kan sien wat die Here doen. Maak jou gees oop vir wat die Here van plan is om te doen. Ek staan dalk vandag in 'n studio en ek praat oor die woord van die Here, maar jy's in jou huis in vandag en vang die woord. En my gebed is dat die Here sy engele opdrag sal gee om hierdie woord te bewaar. Die woord sal nie leeg terugkeer nie. Die woord sal gaan volgens waarvoor ons die woord gestuur het. Ja, Markus 14 vanaf vers 13. Markus 14 sê die maaltyd in Betania. Vers 3 sê, Markus 14 vers 3 sê, en toe hy in Betania was, in die huis van Simon die Melaatse, terwyl hy aan tafel was, kom daar 'n vrou met 'n albaste fles, met egte baie kosbare nardesalf, en sy breek die albaste fles, en gooi dit op sy hoof uit. En daar was sommige wat by hulle self verontwaardig was, en gesê, waarvoor het die verkoosting van die salf plaas gevind? Vers 6 sê, maar Jesus sê, laat er staan, waarom val julle haar lastig, sy het 'n goeie werk aan my gedoen. Ek wil praat vandag, familie en vriende, oor ek is gebore met invloed. Die Bybel sê, en daar was 'n vrou wat gehoor het dat Jesus is in die huis van Simon die Melaatse. Die Bybel sê, en Jesus was in Betania. En die woord van die Here sê, en daar kom 'n vrou met 'n albaste fles. En hierdie vrou kom na die huis toe, net met 'n bietjie olie in 'n albaste fles. Terwyl die vrou kom klop die vrou aan die deur van die Melaatse. En Jesus was in die huis. Wat ironies is, die disippels het nie die Here gevra wat maak hy in 'n Melaatse se huis nie.
Want as ek en u in vandag se tyd sien, dan sê ons kry ons eie groepie. Ek meng met die klik, en die klik meng met die klik. En as ons Jesus se lewe studeer, en ons vat net die basics, wat ons geleer het deur Johannes 3 vers 16 wat sê, so lief het God die wêreld gehad, dat sy enige gebore seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie nou verlore te gaan nie. As ons net daai gedeelte van die skrif verstaan, toe ek nog gesonder was, het die Here op die regte tyd aan die kruis vir my gesterf. Niemand in Suid-Afrika kan vandag sê hy het nog nie die woord van God gehoor nie. Niemand kan sê hy het nog nie die skrif gehoor nie. Maak nie saak of jy dit in die kerk gehoor het, of dalk op 'n openlig, dalk in 'n gevangenis, dalk oor 'n radio, maar iewers het jy die skrif gehoor en almal weet. Die Bybel sê Jesus het vir ons se sondes gesterwe. So Jesus het invloed. Jesus het groot invloed en hy het impak op mense se lewens. En hier hoor ons nou dat die almagtige God kies om in sy besige dag. Ons kry baie besigheidsmanne wat se dae beplan word, hulle PA's beplan. Hulle dae. En jy kry appointments om sekere mense te sien. Maar die besige God kies vandag om in jou huis te kom. Van hy wil maaltyd hou in jou huis. Maak nie saak hoe jou huis is nie. Of jy in 'n twee vertrek of in 'n hobhuis bly nie, hy kies vandag om in jou huis te kom, omdat hy weet, hy is hier om jou te help om invloed. Die Here wil hê, jy moet jou invloed gebruik. Hier het almal, vra nie die Here die vraag af, wat maak jy in die huis van Simon die Melaatse nie? Hulle is nie gepla oor Jesus wat in die huis van Simon die Melaatse is nie. Jesus het gegaan na die huis toe van Simon die Melaatse om die verlore siel terug te bring na die Here toe. En die Here is vandag in jou huis. Hoe weet ek dat die Here in jou huis is? Want die woord van die Here sê, waar 2 of 3 vergader, daar is die Here en ek in u se midde. En omdat die vrou nie deel was van die klikkie in die huis van Simon nie, kom klop die vrou aan die deur met 'n albaste fles nie. Die probleem van ons is, ons judge te vinnig mekaar. Ons oordeel te vinnig mekaar, ons judge mekaar, voordat ons 'n verhouding met iemand begin het, voordat ons 'n gesprek met iemand begin het. En hulle wou die vrou sommer stop by die deur van wat? Kom maak die vrou, hier sy is, by hierdie huis sonder 'n uitnodiging. En hulle probeer die vrou by die deur stop, om die vrou te sê, verstaan jy nie, Jesus is 'n besige man. Hy het 'n besige skedule. Hy is hier op 'n afspraak. En sy afspraak was om in die Melaatse se huis te kom. En ons kan nie nou laat jy vir Jesus onderbreek nie. 'n siel is so belangrik vir die Here. Niks is belangriker vir God as 'n verlore siel om terug te keer na God toe. Nie God sal alles stop. Hy sal alles op pos sit vir 'n verlore siel wat sy way terugvind na God toe. Jy's gebore met invloed. Jy moet invloed hê op die wêreld. En daai vrou het invloed gehad, maar as hy vrou toegelaat het dat mense se sê goed haar weerhou, dan sou hulle nie agtergekom het dat die vrou invloed het nie. As jy opgee op die lewe, wanneer jy neus kry in jou lewe, sal mense nooit besef die waarde wat jy dra nie, die sterkte wat jy het nie. Wanneer jy opgee op die lewe, wanneer het vir jou moeilik gaan, sal jy nooit kan iemand anders ophelp nie. 'n apostel het een Sondag gesê in die kerk, toe sê hy vir die jong mense, jong dames, as jy wil in die huwelik tree,
Kry liewer vir jou iemand wat jou op gaan vat. Moenie vir jou mense kry wat jou afbring nie. Vat mense wat jou op kan vat. En ja, jy ook mense om jou op te vat. Die vrou het invloed gehad, maar die mense wou die vrou probeer stop het. Dis hoekom as jy die Here se werk wil doen, en jy doen God se werk opreg, gaan die vyand alles in sy vermoë draai om jou stop te sit, want die vyand weet jy het waarde, das invloed wat jy het, en hy gaan dit probeer stop. Hier sien ons in die boeke van Jesus in die huis van Betania, hulle wou die vrou laat stop het, want hulle het gesê, Jesus het nie tyd vir 'n besige, vir hierdie vrou nie, ons ken jou nie, Jesus het nie tyd vir jou nie, ek gaan my weer herhaal, en dit weer te sê, die woord van die Here, wanneer een siel tot bekering gekom het, is daar blydskap in die hemel. Jesus sal alles stopsit vir 'n verlore siel wat terugkom. As ek en u nou in ons huis sit en ons sê ons keer terug na die Here toe, sal hy stop. Ons het gesien die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het, en van agter af vorentoe gekom en sy soem aangeraak, en hy besige God het stil gestaan. Hy was besig met baie dinge daar in daardie dorp, maar die aanraking van die vrou het bewys dat God gee aandag aan 'n verlore siel wat sy weg terugvind na God toe. Ja, wat die Here staan doodstil wanneer 'n verlore siel, hy of sy haar weg terugvind na God toe. En toe die vrou by die deur kom, sê die vrou, Petrus, ek het nie vir jou gekom nie. Johannes, ek het nie vir jou gekom nie. Meneer, ek het nie vir jou gekom nie. Simon, ek het nie vir jou gekom nie. As jy gaan toelaat, laat die stemme wat nie van die Here af is, jou stop gaan sit nie, gaan jy nooit by jou bestemming kom nie. En jy het invloed, en jy moet jou invloed gebruik, want as ek en u nie ons invloed gebruik nie, gaan ons verlore, gaan ons land verlore. Gebruik jou invloed deur die woord van die Here, laat hy jou wysheid gee. Moenie net wil delegeer nie. Weet dit nog altyd dat die Here het jou invloed gegee, maar jy moet nog altyd rekenskap gee aan God. Jy moet nog altyd die Here vra om jou rigting te gee, want die Here bepaal jou voetspore, jou voetstappe bepaal die Here. Ek en u moet nog altyd report aan die Here. Ek werk by 'n dealership en ek moet report aan 'n bestuurder, en ek wil vandag vir 'n Suid-Afrikaner sê, jy moet report aan die Here. Jy moet met die Here praat om jou rigting te gee en te sê die invloed wat ek het, ek moet die invloed, ek moet dit uitoefen, en ek moet invloed hê in ons dorpe. Ek het nie nodig om baie geld te hê, klomp huise te hê nie, sodat mense sien jy het invloed nie. Jy moet net jou verhouding met die Here. So nou, en verby al die neus, al die teleurstellings, besluit die vrou om deur te dring tot in die huis van Simon die melaatse, en hier kom die vrou met 'n albaster fles. 'n Mens besef eers jou waarde, familie en vriende, wanneer jy gebreek het, wanneer jy gekom het tot op 'n breekpunt in jou lewe, dan besef jy eintlik as jy terugkyk, dat dit die Here was wat jou deurgedra het. Jy is dalk vandag hier en jy het al 'n senuwee ineenstorting gehad, jy het al 3 tot 10 hartaanvalle gehad, operasies gehad, die Here het jou deurgedra, die Here het jou gebring tot hier, is 'n teken dat jy het invloed, en die Here wil jou gebruik om iemand anders te vertel, die omstandighede waardeur jy gegaan het, die neus in jou lewens waardeur jy gegaan het, die laagtepunte in jou lewe waardeur jy gegaan het, jou omstandighede waardeur jy gegaan het jou voorberei, het jou deurgedruk, was vir jou 'n stepping stone om deur die verlore te gaan in die lewe. En toes die vrou nou kom, het die vrou staan sy met 'n albaster fles, en hulle redeneer onder mekaar, en die vrou sê, nou moet ek wys na wie toe ek gekom het, en wat vir my merkwaardig was, volk van die Here.
ek en u kan nie, 'n ander prediker se vrou het altyd die ding genoem, en sy noem het altyd, en sy sê, jy kan nie leë hande na die Here toe kom nie, jy moet geskenke en geld na die Here toe bring, en ek besef toe sulke mense is daar vir hulle eie sak, maar ek hoor nou hier, lees ek in die woord, die Bybel sê, die vrou het nie met leë hande na die Here toe gekom nie, die vrou se intensie was reg, party mense gebruik die skrif om jou skuldig te laat voel, om jou te laat voel, jy moet saai in sy lewe, maar die vrou gebruik die gedeelte, deur die met leë hande na die Here toe te kom nie, van die einste ding, hulle te neergekyk op haar, maar hierdie ding is, die vrou het 'n bietjie olie in haar vlas in, en sy laat breek die vlas, sodat die rima reuk uitkom, sodat die reuk uitkom, en sy laat val die vlas, en daar die vlas breek, en hulle kry die reuk van die olie. Die probleem is, hulle het gejudge, nog voordat hulle geweet het, wat is in die vlasie. Mense judge jou, nog voordat jou mond oopgemaak het. Ek het al baie begrafnisse gedoen, en dit doen ek 'n begrafnis ook, en mense judge, en terwyl hulle hoor, ek as die prediker, sit paar pastore, sit op 'n stage, en hulle ken mekaar op die stage, en hulle praat met mekaar, en hier kom ek in die bestuur, wat die begrafnis moet doen, en ek was daar die dag, die hoofprediker by daardie begrafnis, en hulle sien die jong man met 'n doodgewone swart soet, en hulle kyk na my asof ek op die ashoop is, asof ek niks ken nie, en hulle het nie geweet die invloed wat ek het nie, want ek het die woord van die Here in my lewe in, ek het die Here aangeneem, dieselfde kyk hulle te neer op die vrou wat 'n albasse flesie het, hulle het nog nie besef die waarde wat die vrou dra nie, en baie mense sê, baie mense is dit gedink, dat hierdie vrou kom na die Here toe met niks, en sy laat breek daar die vlas, en die moment toe ek my mond oopmaak, toets hulle wat teen my was, wat my geondermynde, besef nou, dat ek is 'n man van die Here. Daarom wil ek iemand sê, as jy invloed het, moenie te neerkyk op mense wat minder het nie. Don't judge a book by its cover, van dus die vrou, die albasflesie breek, en toe kry hulle 'n reuk, en hulle besef, die vrou is hier met 'n assignment. Mense wat invloed het, is te doen met 'n assignment, en jou assignment is, gaan dan heen, maak disippels, doop hulle, vertel hulle van die evangelie, en net daar breek die vrou die albasfles, die einste mense wat neergekyk het op die vrou, kyk na mekaar, en hulle sê vir mekaar, hoe kon die vrou hierdie narde salf, hoe kon sy dit so verkoos het, ons kon dit verkoop het, vir meer pennings. Baie van ons mense vandag gebruik die evangelie tot hulle eie benefit, maar ek kom vandag, en ek wil die gees verbreek oor elke Suid-Afrikaner. Ons kan nie die evangelie gebruik tot ons eie benefit nie. Dis hoekom ek myself gesê het, familie en vriende, ek wil hê jy moet verstaan, as jy invloed het, gebruik die woord van God. Ek sê nou die dag, vir 'n ander vriend van my, ek sê, ek kan nie verstaan nie, mense kom doen concerts, dan vra hulle kaartjie vir R200, na R300 toe, ek is nie gekant teen concerts nie, en dan invite jy 'n guest artist, en dan moet jy om 10 tot 20 tot 30.000 rand betaal, om 5 songs te kom doen, maar ek wat 'n prediker is, dan wil mense jou R300 of R500 gee. Mense kom doen concerts in dorpe in, en hulle gaan met die geld uit. Mense as net vir daai tyd, voel hy lekker in die teenwoordigheid, maar as die concert klaar is, dan is die challenges weer by die huis. Maar ek het myself gesê, ons moet invloed hê, ons is nie daar vir geld nie, ons moet die evangelie van die Here na vore vat, en ek wil iemand sê wat vandag ingeskakel is, wat luister na die program van Evangelist Nathan Besaidon, wat daar sit en my kruisig, en ek wil vandag vir so iemand sê, ek kan nie meer terugstaan nie, ek vergelyk my nie met anders nie,
Ek meet my ook nie met iemand anders nie, maar ek weet wat die Here my gegee het en ek weet wat my taak is. My taak is gaan dan uit, maak disippels van alle nasies, vertel hulle van die Here, van hulle te neergekyk op my en kyk waar is ek vandag. Op Kruiskyk TV, my eie program, omdat ek nie toegelaat het, laat die neus my terughou nie, laat die neus in die lewe my gaan onderhou nie. Ek het toegelaat, laat die woord van God my bemoedig en ek wil afsluit, familie en vriende, en toes die vrou die albaste flesie gebreek het, toe kry hulle die reep, toe memoreer hulle, en hulle sê, kon sy nie die sal verkoop het, vir meer as hoeveel pennings. Die Here sê, laat staan die vrou, want sy het my voorberei, sy berei my begrafnis voor, laat staan die vrou wat uitstaan by die verhaal is. As jy invloed het, moet jy leer om te serve. Jy moet nie net wil hê mense moet jou bedien nie, jy moet mense bedien. Die vrou het my geleer wat het is om te serve. Ek sluit af met die gedeelte, familie en vriende. Ons moet ons alleen submit onder die gesag van God. En ek het besluit dat ons as ministries submit ons onder die hoogste autoriteit. En dit is die woord van God. En die vrou het haar submit onder die autoriteit van Jesus Christus. En sy het 'n goeie daad gedoen. Hulle was by die Here, maar die vrou kom maak hulle oë oop wie die Here eintlik is. Soms het ek en u net 'n wake-up call nodig. Vader, ek kom vandag in die naam van Jesus Christus en ek vra, Here, dat u elke woord wat uitgegaan het, Here, spesifiek op hierdie program, dat ons gebore is met invloed, dat ons met die woord van die Here sal beweeg, hardloop met die evangelie van die Here, en dat ons nie sal terugstaan nie, en sal doen waarvoor die Here ons geroep het, want daar is vir ons 'n kroon weggebere. En ons het geleer in die woord van die Here, dat ons 'n kroon gaan ons nie hier kry nie, en ons het nie ons kroon saam met ons nie. Hy wat ons gaan kom haal, het die kroon by hom. En omdat Jesus die kroon by hom het, moet ons strewe om eendag daar die kroon te beerwe. Maar dankie dat ons weet, u het u woord gestuur, en u het die seun gestuur, om aan die kruis vir ons te sterwe. Seën ons vandag, in Jesus naam. Amen. Baie dankie vir julle wat ingeskakel is. Die Here seën julle. Tot 'n volgende keer, Evangelist Nathan.